Hemelse Vader, dit is 'n groot voorreg vir ons om hier in U huis te wees, saam met broers en susters in Christus. En Heer, waar ons nou by mekaar kom om meer van die skrif te leer, om meer van U te leer, Heer, vra ek dat U Heilige Gees ons sal lei in alle waarheid. En wanneer ons die skrif nou oopmaak, Vader, dat ons 'n boodskap van vandag vir ons kan kry. Dat wanneer ons hierdie plek verlaat, dat ons sal weet dat ons saam met Christus was en hy is saam met ons. Dis my gebed in U naam. Amen. Goeiemôre almal. Dit is goed om julle almal te sien. 'n Paar nuwe gesigte, 'n paar ou gesigte, of gesigte wat ek al 'n rukkie ken, nie ou. Julle weet wat ek bedoel. Dit is goed om weer terug te wees in Philadelphia. Ek sal trend, die van u wat my nie ken nie, ek was proponent hier so amper 3 jaar terug. Kan nie glo, is al so lank terug. Maar ek is seker al 2 maande terug in Suid-Afrika. En van gister af, ek het gister met Dave Spencer gepraat, daar's 'n groot moontlikheid dat ek dalk terug gaan kom Suid-Afrika toe. Julle is die eerste gemeente wat dit hoor so. Ek het my meestersgraad amper klaar gemaak, ek is al besig met my tesis. En ja, dit gaan goed, die Here seën. Ek sou my doktorsgraad volgende jaar gaan doen het, maar ongelukkig was daar so 'n bietjie probleme met die finansies. Ek het 'n sponsor gehad, maar sy is ongelukkig verskriklik siek, en toe moes sy seker goed op pause gesit het. En nou is ek terug in die sonnige Suid-Afrika. So bid vir my dat die Here die deure kan oopmaak wat hy moet. Maar ek is bly om hier so vanoggend te wees en die woord van die Here met julle te deel. Vir ons skriftuurlesing wil ek graag julle met saam met my blaai na Johannes hoofstuk 8. Ons gaan vandag die hele dag net in Johannes bly. Johannes hoofstuk 8. En ons lees net een vers, hoofstuk 12, en 'n stukkie wat Jesus van praat. Johannes hoofstuk 8 en vers 12. Jesus wat praat en hy sê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig van die lewe hê. Daar was eendag 4 predikante wat gesit het by 'n gewone raadsvergadering en hulle sit toe daar so en hulle gesels so 'n bietjie en hulle sê, jy weet wat broers, ons het begin om te bieg oor ons sondes en dit vir mekaar accountable te hou. En die een predikant sê, ja nee, dis goed. Kom ons begin dan. So die een predikant sê, ek moet by julle bieg dat ek het 'n groot probleem om flieks te gaan kyk. Elke Dinsdag is die sterkie in die kort daai deal aan het, jy weet, halfprys, dan sit ek daar so en ek kyk flieks en ek weet dit, ek moet dit nie doen nie. Ander predikant sê, ja, jy kan bly wees, dis flieks, ek het ietsie groters, jy sien. So nou en dan as die stres te veel raak, die kerksmense raak 'n bietjie te moeilik, dan moet ek maar 'n sigaretjie agter die kerk gaan rook. Volgende predikant sê, broer, as dit maar net 'n sigaret was vir my, jy weet, soms as dit nagmaal is, jy weet, en dis nou nie almal van hulle adventiste nie, dan moet ek bietjie van die nagmaalwyn gebruik. Vierde predikant sit daar tjoep stil. Hy sê vir hom, en jy, leraar, jy nie iets nie? Hy sê, nee, ek wil liewerste nie sê nie. Hulle sê, nee, kom, ons het almal nou, weet onsself oopgemaak hierso. Hy sê, nee, regtig, ek kan nie. Hulle sê, asseblief, kom, ons het nou, hy sê, ek moet julle sê, dat my groot ding wat ek mee worstel is, ek skinder verskriklik. En ek kan nie wag om mense te vertel van julle sondes nie. Skinder is daarom maar ietsie wat ons almal goed ken, is dit nie? Of ons nou, van ons het al geskinder, hopelik nie almal nie. En van ons het al gehoor van skinderstories. My sussie vertel my laasweek, sy het 'n vriendin in die Kaap en sy gaan kuier gereeld in die Kaap en een keer op Facebook sit sy, ek's op pad Kaap toe. Dis al wat sy op die Facebook status sit en 2 dae, 3 dae later hoor hulle, ons hoor jy trek Kaap toe. Jy weet, my maale kom by die kerk en sê, so hoe lank gaan nou dit nou nie, wat gaan sy in die Kaap doen, hoe gaan sy werk daar gekry, is dit 'n ou? Jy weet, kinderstories het so 'n manier, jy weet, mense sien net ietsie en hulle dink as 'n kinderstorie. Pierre de Marvaux het een keer gesê, dat sommige mense sal alles glo as dit vir hulle gefluister word. Is daar mense so in hierdie kerk, wat alles sal glo as dit vir hulle gefluister word? Kinderstories. Hulle sê, as jy vinnig 'n woord wil uitkry, dan is daar 3 maniere. Telefoon, television, of tell an Adventist. Nee, ons is so vinnig om stories uit te dra. Maar jy sien, is nie net ons kerk, en ek glo sien net die Adventiste kerk, ek glo, dit is maar 'n menslike ding, om te skinder. Maar dit is tog nie net in ons kerk waar ons kinderstories het nie. Jy weet, selfs in die vroeë kerk, eerste kerk, was daar baie kinderstories wat rondgegaan het. En selfs die disippels, daar was kinderstories wat oor hulle versprei word. En ons stel die een storie op in Johannes, en ek wil graag hê julle moet so daarin blaai. Johannes hoofstuk 21, laaste storie in die Bybel, laaste stukkie. En die storie gaan so. Johannes, net die konteks te gee van die boek, Johannes is omtrent, die boek van Johannes is die laaste boek geskryf in die hele
julle Bybel. Johannes is omtrent 90, 95, hy's al 'n ou balie, hy's nie meer 'n jong laaitie nie. En hy skryf hierdie boek en hy weet dat hy is die laaste Christen wat saam met Jesus gestap het. En ons stel die storie op in hoofstuk 21 vers 20. Toe Petrus omdraai, sien hy die disipel volk wie Jesus baie verlief was. Ons weet dis Johannes, wat ook by die maaltyd na Jesus toe se kant toe oorgeleun het en gevra het, Here, wie is u verraaier? Toe Petrus hom dan sien, vra Petrus vir Jesus, Here, wat van hom? Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy my? Die gerugte het onder die broers versprei. Dis keyword vir hulle het lekker geskinder. Die gerug het onder die broers versprei dat daardie disipel, daardie Johannes, nie sal sterwe nie. Jesus het egter vir Petrus gesê dat daardie disipel nie sal sterwe nie, maar dat as hy wil hê dat hy moet lewe en bly totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Dit is die disipel Johannes wat oor al hierdie dinge getuienis aflê en dit beskrywe. En ons weet dat sy getuienis waar is. Daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het, maar as dit vir een beskrywe moet word, dink ek nie die hele wêreld sal genoeg plek wees vir al die boeke nie. So hier is die konteks. Johannes is 95, iewers daar, hy's al 'n ou man. En hy weet dat hy is die laaste living link tussen Jesus en sy mense. Hy is 'n predikant en hy besef daar's 'n kinderstorie wat rondgaan dat hierdie Johannes nie gaan doodgaan nie. Dat hierdie Johannes vir ewig gaan lewe. En die mense kyk op na Johannes. Hy's tog die een wat saam met Jesus geloop het. Hy's die een wat daar op die berg was en na die bergpredikasie geluister het. Hy was daar toe Jesus die visse en die broodjies gebreek het en hy was daar wat al hierdie goeders van Jesus ken. En hulle wil net luister wat hy sê. Maar Johannes weet dat hy gaan sterwe. Al die ander disippels het gesterwe. En hy weet dat sy tyd is kort. So hy skryf nou na 'n tweede generasie Christene. Christene wat nie saam met Jesus geloop het nie. Christene wat nie Jesus self gesien het nie. Christene wat nie daar was toe Jesus vir die verlamde man gesê het, staan op nie. Hulle was nie daar toe Jesus vir Lazarus gesê het, kom Lazarus, kom uit die graf uit nie. Hulle het net hierdie goed gehoor by Johannes en hulle het dit geglo. Nou weet Johannes, hy moet skryf vir hulle, 'n tweede generasie Christene, en hy moet vir hulle ietsie skryf sodat hulle geloof versterk kan word, sodat hulle in Jesus vir hulle self kan glo. Klink dit nie baie dieselfde as ons nie? Is ons nie tog tweede, derde, vierde, vyfde generasie Christene nie? Is daar iemand in hierdie kerk vandag wat al Jesus self gehoor spreek het? Was iemand hierso wat saam met Jesus daai wandelpad gestap het? Nee, ons almal is soos die hoorders van Johannes se evangelie. Tweede generasie Christene. Nou die volgende stukkie wat ek graag vir julle wil wys. Nou, ek moet eers vir julle so 'n konteks gee voordat ons by die storie kom wat ek wil uitkom. So bietjie legkaarte bou om 'n frame of reference te kry. Die volgende storie is in Johannes, net die vorige hoofstuk, Johannes hoofstuk 20 en vers 26. So ons weet nou Johannes skryf na 'n tweede generasie Christene toe en ons wil nou uitvind wat is sy doel van sy evangelie? Hoekom skryf hy hierdie boek? 8 dae later, dis hoofstuk 20 en vers 26. 8 dae later was Jesus se disippels weer bymekaar. En Thomas was by hulle. Alhoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom tussen hulle en daar gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. Bring jou hande en steek dit in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. Nou onthou, Thomas is die enigste disipel wat Jesus nie gesien het nie. Hy was nie daar nie, almal anders het hom gesien en Thomas sê vir hulle, ek sal dit nie glo nie. Ek sal nie glo dat Jesus opgestaan het totdat ek homself sien nie, totdat ek self van hom vat nie, want seeing is believing, is dit nie? En Jesus sê vir hom, hier is ek nou, vat aan my. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou dat jy my gesien het? Gelukkig of geseënd is die wat my nie gesien het nie en tog glo. Jesus sê dis nog baie ander wondertekens wat hier nie in hierdie boek geskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat jy deur te glo in sy naam die lewe kan hê. So Johannes sê, ek skryf my boek, my evangelie, spesifiek vir 'n tweede generasie Christene, wat Jesus nie self gesien het nie. Ek wil soort van vir hulle geestelike oë gee, om te sien wie Jesus is. Weet, Thomas was daar so en hy sê, ek het Jesus met my letterlike oë gesien, en Jesus sê, geseënd is die wat my met hulle geestelike oë sien. Ons almal is hierso vandag om Jesus met ons geestelike oë te sien.
is dit nie? Nou die vraag is, hoe sien ons of hoe weet ons wat ons sien en wat ons weet is tog waarheid? Ek wil vir julle 2 stukkies wys, weer eens Johannes. Nou gaan ons na die brief van Johannes toe. Eerste Johannes hoofstuk 1. 1 Johannes hoofstuk 1. 1 Johannes hoofstuk 1. So wat Johannes eintlik vir ons sê, is ons as Christene moet 'n ander tipe visie hê, soort van. As Christene kan ons nie net sê wat ons sien met ons fisiese oë is genoeg nie. Nee, daar's ons 'n groter dimensie as dit. Daar's ons 'n dimensie wat ons met ons geestelike oë wil sien. 1 Johannes hoofstuk 1 en vers 1. Van die begin af was hy daar. Ons het hom self gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien en met ons hande hom aangeraak. Hy is die woord van die lewe. Die lewe het gekom en ons het hom gesien en is 'n getuie daarvan dat ons verkondig dat julle die ewige lewe wat die Vader was aan ons geopenbaar. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waarin ons deel het, is die met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Dit skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees. So hierso begin Johannes sy eerste sendingsbrief en hy sê, ons het Jesus gesien, ons het aan hom gevat, ons het hom gehoor, ons het hom gesien. En ons skryf nou aan julle, ons gee vir julle ooggetuie, getuienis oor wie Jesus is. Nou baie van ons kan sê, okay, dit maak sin, jy weet ons glo vir Johannes, maar hoe weet ons kan vir Johannes glo? Hoe weet ons hierdie is nie net 'n fabrication nie? Hoe weet ons dat Johannes, hierdie brief van Johannes is werklik Johannes, reg? Nou wil ek vir julle 'n tweede manier gee hoe ons weet, hoe ons hierdie fisiese of hierdie visie kan kry, geestelike visie kan kry. Gaan na dieselfde brief, hoofstuk 2 en vers 13. Eerste brief, hoofstuk 2 vers 13, en dit sê, ek skryf vir julle vaders, omdat julle Jesus ken, van die begin af, wat hy daar was. Hoofstuk 4, vers 14 sê, en ek het vir julle geskryf kinders, omdat julle die Vader ken. Ek het vir julle geskryf vaders, omdat julle Jesus ken, wat daar was van die begin af. So hierso sê Johannes, hy begin sy brief en hy sê, julle elkeen, julle kan na ons luister, want ons was saam met Jesus die hele pad. Ons het saam met hom gestap, ons het daarna hom geluister, ons was saam met hom. Maar dan sê hy, maar wag 'n bietjie, julle moet nie net na ons luister nie, julle kan na julleself luister. Hoekom? Want julle ken vir Jesus, julle ken vir die Vader. En hoe ken hulle die Vader? Dis in die volgende vers, selfde hoofstuk, vers 20. Julle is egter deur die Heilige Gees gesalf. En julle almal ken die waarheid. Die Engelse woord, ek wil dit graag in die ESV vir julle lees. Hy bring dit vir my bietjie sterker uit. In die ESV, ek wil dit net gou kry so. Waar hy sê that but you have been anointed by the Holy One and you have all knowledge. Julle het alle kennis. Dan gaan ons af na die volgende vers toe, vers 27. Wat julle egter betref, die Gees waarmee julle gesalf is, bly in julle. En julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Julle het niemand anders om julle te leer nie, want die Gees is saam met julle. En sy Gees leer julle alles, en hy wat julle leer, is die waarheid en geen leuen nie. So hier is Johannes, en hy skryf, en hy sê vir hulle, ons het 'n getuienis wat ons vir julle kan bring, maar moenie net ons getuienis glo nie, glo die Gees wat julle lei. So ons het 2 dinge wat ons vir ons het die getuienis van die skrif, en ons het die getuienis van die Gees. Wanneer ek hier vandag sal vra, hoeveel van julle die getuienis, wie van julle volg die getuienis van die skrif? Glo ek almal sal hulle hande opsteek, is dit nie? As ek vir julle vra, wie van julle volg die getuienis van die Gees? Hoeveel sal dan hulle hande opsteek? Weet, want soms is ons so gefokus op die skrif, en ons moet wees, maar baie keer luister ons nie na die Gees nie. Soms is ons as adventiste, soos die Fariseërs, wat staan op wat agter is, maar ons laat die Gees ons nie lei wat na vorentoe is nie. En Johannes sê, dat ons moet luister, dit is nie net ek wat julle leer nie, maar die Gees wat julle leer. Kan jy sê dat die Gees u lei in waarheid? Kan jy sê, wanneer u die skrif studeer, dat die Gees saam met jou is, en dat jy nuwe goed elke dag kry, nuwe manna elke dag, of lewe jy nog op gister se brood, of eergister se brood? Kan ons sê dat die Here hierdie kerk, Philadelphia kerk, lei deur sy waarheid en sy Gees? Die tweede hoofstuk wat ek hier wil wys, is in
Eerste Johannes hoofstuk 1. Johannes hoofstuk 1, ons is amper klaar met die framework, Johannes hoofstuk 1. Nou Johannes hoofstuk 1, ons gaan nou die hele tyd net in Johannes bly. Johannes hoofstuk 1 is wat ons sal noem die prologue, die voorwoord van Johannes. Hoofstuk 1 vers 1 tot vers 18 is die hele voorwoord van Johannes. En elke hoofmotief wat in die hele boek van Johannes kom voor in hierdie hoofstuk. As jy hoofstuk 1 vers 1 tot 18 verstaan, dan kan jy die hele boek van Johannes amper verstaan. Want alles word gekondens in hierdie stukkie. Alles wat in hierdie 18 verse is, word net verder verduidelik in die hele boek. En die boek, die prologue, die voorwoord, is geskryf in 'n chiastiese struktuur. Nou, chiastiese struktuur is 'n fancy woord om te sê, dit lyk soos 'n X. Die woord in Grieks chi is 'n X. En 'n maklike manier om dit te verduidelik is soos 'n piramide, né? Die onderste 2 stukke stem ooreen en dan stem die 2 ooreen en so loop hy op. En ek gaan dit vir jou wys. Hoofstuk 1 vers 1 sê: In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Dan gaan ons af na vers 18 toe. En dit sê: Niemand het God ooit gesien nie, sy enigste seun self, God, wat die naaste aan die Vader was, die het hom bekend gemaak. So kan jy sien hoe die eerste 2 verse en die laaste verse ooreenstem met mekaar. En so kan jy nou aangaan, jy weet, hoofstuk vers 3 kom ooreen met vers 17, vers 4 en 5 met vers 16, en so kan hulle aan, totdat ons by die crux kom van die hele ding, en dis in vers 12. En dit sê dit: Maar almal wat in hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is nie die van nature nie van die drang van die mens op die besluit van die man nie, maar hulle is uit God gebore. Johannes sê die doel van my hele boodskap is sodat jy Jesus kan ken, sodat jy ander mense van Jesus kan ken, sodat ons almal in die familie van God kan wees. Is dit nie presies dieselfde wat hy gesê het in Johannes hoofstuk 1? Eerste Johannes 1 vers, ek dink die laaste vers, waar hy sê dat ons genot, ons plesier vervul kan word wanneer ons gemeenskap met mekaar het en met die Vader het. Nou interessant genoeg dat vers 14 sê, in die woord het mens geword en onder ons kom woon. Hy het letterlik, Jesus het die doel hoekom Jesus gekom het, is om daardie verhoudings te bou. En hy het gekom en hy het sy tent by ons kom opslaan. In die Grieks of in die Hebreëus is dit die woord Shekinah. Nou, 'n vraag, waar is die Shekinah? In die heiligdom, nie die allerheiligste. Dis waar die Shekinah glory was. Wat Johannes eintlik sê, dat toe Jesus gekom het, toe was Jesus die nuwe vervulling, die nuwe openbaring van wie God was. In die Ou Testament was dit die heiligdomstelsel. Maar toe Jesus gekom het, toe is hy die nuwe Shekinah glory. Hy is God in homself. Nou, daar's dus 2 hoofopenbarings van wie Jesus is. Die eerste ene was, een van die grootste openbarings van wie God was, is deur Moses gegee. Die eerste 5 boeke, die Pentateug, né? En dis waar ons ook die Shekinah glory en die heiligdom en al daai goed kry. En Johannes speel op hierdie 2 goeders. Ons kan die volgende ene sien in vers 16. Hy sê, uit sy oorvloed het ons almal genade op genade, dis Jesus se oorvloed, ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien, net sy enigste seun self, God, wat die naaste aan die Vader is, het hom bekend gemaak. Nou, so, hierso sê Johannes, daar's ons 2 goeders. Jesus is die Shekinah glory. En hy sê dat Jesus bring ietsie nuut aan wat Moses gebring het. Nou dit is nie heeltemal nie, maar daar's 'n soort van progressive truth. Jesus begin om ietsie nuuts vir die mense te bring. Ietsie groters. So wat hy eintlik vir ons sê, as Christene moet ons altyd vorentoe stap. Ons kan nie agterbly nie. Is dit ietsie wat ons as Adventiste glo? Glo ons as Adventiste in present truth? Ek weet nie wat sit in Afrikaans nie. Ekskuus? Teenswoordige waarheid, dankie. Nee, ons glo dit, is dit nie? Is dit nie tog een van die grootste goeders wat ons as Adventiste glo nie? Dat ons met hierdie teenswoordige waarheid hê, dat ons altyd ietsie nuuts moet hê. As jy kyk na ons pioniers, Ellen White, James White, Joseph Bates, al hierdie ouens het die hele tyd gesê present truth. Hoeveel van julle het present truth? Of staan ons nog saam met Ellen White in die 19de eeu? Of kan ons sê dat ons sit in 2014 met nuwe waarheid? Nie eentemal ander waarheid nie, maar waarheid wat progress het.
Jesus sê Johannes vir ons, dat wanneer Jesus kom, bring hy ietsie nuut. Nie dit te sê wat Moses gehad het, was nie goed nie, maar daar's altyd ietsie wat groei. As 'n Christen moet ons nooit stagneer nie. Ons moet altyd groei, ons moet altyd verder beweeg, ons moet altyd meer weet oor Jesus en oor God. Daar's altyd meer om te ontdek. So hier is ons konteks waar ons gaan begin. Ek kan amper stop, is amper tyd, maar so hier is die konteks. Johannes sê vir hulle, ek skryf na 'n tweede generasie Christene soos julle, wat nie Jesus gesien het nie. Julle het nie saam met hom gestap nie, julle het nie saam met hom gehoor nie, maar julle elkeen kan net so goeie verhouding soos wat ek het met hom hê. Hoe? Deur die skrif en deur die gees. En deur die skrif en deur die gees moet jy nooit stil staan nie. Jy kan nie sê, wel ek gaan nou by Moses bly nie. Nee, jy moet verder gaan en verder gaan en verder gaan. Ons as Adventiste kan nie net sê, wel ons glo net wat Ellen White geglo het nie. Ons glo net wat James White geglo het nie. Nee, ons moet glo wat hulle geglo het en ons moet verder gaan. Is julle met my? Blaai saam met my na Johannes hoofstuk 9 toe. Dis die storie waar ek wil wees. Johannes hoofstuk 9. Johannes hoofstuk 9. Johannes hoofstuk 9, en dit begin so, terwyl Jesus wegstap van wat af? Wel, obviously die vorige stukkie, waar die Jode hom wegjaag uit die tempel uit. Okay, so kom ons kry die konteks vandag. Jesus is in Jerusalem. Hoekom is hy in Jerusalem? Want dit is die Hittefees. Die Hittefees was een van die grootste feeste vir die Israeliete of vir die Jode gewees. Die Hittefees was 'n fees gewees waar hulle onthou het wie God was en hoe hy hulle uit Egipte land uitgelei het. Hulle het ook onthou dat dit was die God wat saam met hulle was in die wildernis, in die woestyn. Hy is die God wat vir hulle gelei het by die 4 kolom in die aand en 'n wolkkolom in die dag. Nommer 1. Tweedens, hy is die God wat vir hulle voorsien het, die manna, die water, al hierdie goeders. En daar's 2 spesifieke goeders in die Hittefees wat hulle gedoen het. Of daar's 'n paar goeders. Die eerste ding, hulle het in hitte gebly, nommer 1. Nommer 2 is, hulle het hierdie groot oliebakke gehad wat hulle op die tempel sou gesit het oralste, sodat hulle kan onthou dat wat? Dat God is die een wat hulle gelei het. In hoofstuk 8 is dit die eerste keer wat Jesus sê, ek is die lig van die wêreld. Die rede hoekom Jesus dit in daai konteks sê, want hy sê, ons stap hier in Jerusalem, almal is behep met die lig, Jesus wat ons gelei het, of God wat ons gelei het, en Jesus sê, maar julle het vergeet wie die lig is, ek is die lig. Ek is die lig. So wat Jesus eintlik doen, hy recalibrate hulle gedenkpatrone om te sê wie is eintlik die lig. Jesus is die lig. Hy wil hulle verder vat as waar hulle nou is. Is julle met my? Die tweede ding wat daar so gebeur is, hulle het so 'n ritueel ding gehad met water, en die water is uit die poel van Siloam uitgehaal, en dit het hulle onthou, die poel van Siloam, het hulle onthou, dat God is die God wat vir hulle water gegee het, toe hulle by die berg Horeb was, en daar was hulle dors gewees, en daar was geen water nie, en God gee vir hulle water uit 'n dorre klip uit. Kom ons gaan na die storie toe. Terwyl Jesus wegstap, sien hy die man wat van geboorte af blind was. En die Griek sê dit, en hy sien die mens blind. Die Griekse woord is anthropos. Hy kon 'n ander woord gebruik het. Hy kon die woord aner gebruik het, wat beteken man, maar hy gebruik die woord anthropos, die generiese woord vir mens. Jesus stap en hy sien die mens blind van geboorte af. Is elkeen van ons nie blind van geboorte af nie? Is nie elkeen van ons blind gebore in ons sonde nie? Is elkeen van ons nie blind gebore oor wie God is nie? Die mens, en Jesus sien, hy roep nie uit tot God nie, hy roep nie vir Jesus om na hom toe te kom nie, nee, Jesus gaan na hom toe, en hy sien die man blind. Die disippels, die rabbi is saam met hom, kom ons vra vir hom 'n vraag, en sy disippels vra hom toe, rabbi, deur wie se sonde is dit, dat hierdie man blind gebore is? Syne, of sy ouers? En Jesus antwoord, dit is nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouers se nie, maar hy is blind, sodat sy werke wat God doen, in hom gesien sal kan word. Solank as dit nog dag is, moet ons die werk doen wat hy, van hom wat my gestuur het, en die nag kom, wanneer niemand kan werk nie. Terwyl ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld, of van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak die spoeg 'n bietjie klei aan, toe smeer hy dit aan die klei in die man se oë en sê vir hom, gaan na die Siloam bad. Siloam beteken die een wat gestuur is. En hy het gegaan en gewas, en toe hy teruggekom het, kon hy sien. Nou, Jesus gaan en hy sê vir hom, gaan na Siloam toe, want hy weet, hierdie mense moet weet, dat hierdie God, wat hierdie man wat blind gebore is,
Hy kan hom net sowel gesond word as wat hy water uit 'n dorre klip kan bring. Daar is niks onmoontlik vir God nie. Niks nie. Hy is tog die skepper. Hy is die een wat die oë gemaak het. Hy is die een wat die klippe gemaak het. Hy is die water as hy dit wil gee. Hy is die skepper God. En Jesus stuur hom weg. Nou die storie stop nie daar nie. Die storie gaan aan. Vers 7, sorry. En hy het gegaan en gewas en hy het teruggekom en hy het gesien. Sy bure en ander mense wat hom voorheen as 'n bedelaar geken het, sê toe, maar is dit dan nie die man wat gesit en bedel het nie? Party van hulle het gesê, ja, dit is hy. Maar party het gesê, nee, maar dit lyk soos die man. Dit is ek, het hy self gesê. En die Griek sê dit, hy het aangehou sê, dit is ek. Hulle wou nie glo dat dit is die man nie. Hulle vra toe vir hom, maar hoe het jou oë dan reggekom? En hy antwoord, die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangemaak en dit aan my oë gesmeer. En hy het vir my gesê, gaan na Siloam toe en was jou. Ek het gaan was en ek kon sien. Waar is hy nou? Vra hom toe. En ek weet nie, was sy antwoord. So nou, hier is nou twee interessante goeters. Hierso maak Jesus hierdie man gesond en dan kom die bure, mense wat hom geken het. Nou hierdie man is in sy 40's. Nou onthou, hierdie is Jerusalem. Almal is in Jerusalem. As jy 'n goeie Jood was jy in Jerusalem gewees. So sê jy 60 jaar oud. Sê jy's 50 jaar oud. Sê jy's 40 jaar oud. So jy gaan na Jerusalem toe, 40 jaar nou al, 50 jaar nou al. En elke jaar, jaar in en jaar uit loop jy verby hierdie blinde man. En nou iewes skielik kan hy sien. En nou begin hulle te skin. Is dit nie die ou nie? En daar soos wat ons sal sê, vertwistheid of verdeling onder hulle. Van hulle sê dit is die man, van hulle sê dit is nie die man nie. En dan sê hulle vir die man, maar sê jy vir ons wie? En hy sê dit is ek. En nou is hulle verstom, hoe dit gebeur? En hy vertel hulle net die waarheid. En een interessante ding is, hy sê nie die skepper God het my genees nie, hy sê net die man Jesus het my genees. Tweede storie, of derde scene in die storie. Waar is ons? Daarna het die mense die man wat eers blind was, na die Fariseërs toe gebring. Dit was op die Sabbatdag, wat Jesus die klei gemaak het en die man se oë genees het. Die Fariseërs het hom ook te weer gevra hoe hy gekom het dat hy kan sien. En hy het hulle geantwoord, hy het klei gemaak en my oë opgesit en ek het gewas en nou kan ek sien. Party van die Fariseërs sê toe, hierdie man kom nie van God af nie, want hy hou nie die Sabbatdag nie. Maar die ander het gesê, hoe kan iemand wat 'n sondaar is, sulke wondertekens doen? En daar was verdeeldheid onder hulle. Hulle sê toe weer vir die blinde man, die man wat blind was, wat sê jy van hom? En hy antwoord, hy is 'n profeet. Nou kan ons sien, die verdeeldheid groei onder hulle. Die verdeeldheid is nie meer soveel oor wie die man is nie, en of die man blind is. Die verdeeldheid skuif nou na wie Jesus is. En hulle sê, hierdie man kan nie van God af wees nie, want hou dan nie die Sabbat nie. En die ander sê, maar wag 'n bietjie, hoe kan hy dit doen? As God saam met hom was, dan sou hy dit kon gedoen het. En dan gaan hulle weer terug na die ou toe en sê jy vir ons nou, jou oë is mos oopgemaak, wie is hierdie ou? En hy sê nie meer dis die man nie, hy sê nou dis 'n profeet. Kan jy sien hoe hy verder stap in sy geloof, hoe hy meer sien wie Jesus is? Vers 18. Die Jode het nie geglo dat die man blind was en nou kon sien nie. Nou dink net vir 'n oomblik hieraan. Hierdie ouens stap jaar in en jaar uit verby hierdie man. Van hulle het selfs geldjie vir die ouetjie gegee. Van hulle het selfs gewonder, ek wonder wie het gesondig, hierdie ou of sy ouers. Dis nie die eerste keer wat hulle hierdie ou sien nie. Dis nie die eerste keer wat hulle van hierdie ou hoor nie. Maar tog wil hulle nie glo dat dit die ou was nie. Hulle dink hier is 'n scam wat besig is om aan te gaan. Nee, dit kan nie hierdie ou wees nie. Hulle kan nie glo dat hy was nie. Die Jode het nie geglo dat dit die man was nie, en nou sien, totdat hulle sy ouers geroep het, en vir hulle gevra het, is dit julle seun, van wie julle beweer dat hy blind gebore is? Hoe sien hy dan nou? Ons weet dat hy ons seun is, en dat hy blind gebore is, het ons ouers geantwoord. Maar hoe hy nou sien, weet ons nie. En wie sy oë genees, weet ons ook nie. Vra homself. Hy is oud genoeg, hy kan vir homself praat.
Sy ouers het gesê omdat hulle bang was vir die Jode, want die Jode het klaar vir mekaar afgespreek dat as iemand wat openlik verklaar dat Jesus die Christus is, uit die sinagoge geban sal word. Daarom het sy ouers gesê, hy is oud genoeg, vra homself. So nou is die Fariseërs, hulle vat dit nou nie meer nie, en hulle roep die ou weer terug. Die Jode het toe vir die tweede keer die man wat blind was geroep en vir hom gesê, praat die waarheid vir God. Ons weet mos, hierdie man is 'n sondaar. Nou is dit nie meer ons dink nie, nou is dit nie meer wat dink jy nie, nou is dit soos ons weet, dat hierdie man is 'n sondaar. Hulle sê toe vir hom, wat het hy met jou gemaak? Hoe het hy jou oë genees? Ek het julle mos al klaar vertel, maar julle luister nie. Dis asof hy vir hulle sê, julle is blind en doof. Want ek het julle mos nou al gesê. Maar nou wil julle wil nie sien wat hy gedoen het nie. Julle wil nie sien wie hy is nie, maar julle wil ook nie luister nie. Ek het mos klaar vir julle vertel, en julle het nie geluister nie, antwoord my. Hoekom wil julle tog dit weer hoor? Wil julle tog ook sy disippels van hom word? Toe skel hulle hom uit en sê, jy is 'n disipel van hom, maar ons is disippels van Moses. Ons weet dat God met Moses gepraat het, maar van hierdie man, ons weet nie waar hy vandaan kom nie. Dis daarom snaaks, sê hy daarop vir hulle. Julle weet nie waar hy vandaan kom nie, en tog is my oë genees. Ons weet dat God nie sondaars luister nie, maar as iemand vir hom ontzag het, en doen wat hy wil, luister God na hom. Van ewigheid af is daar nog nooit gehoor dat iemand die oë van een wat blind gebore is genees het nie. As hierdie man nie van God af was nie, sou hy niks kon doen nie. Nou luister na hierdie ou se argument. Hy sê vir hulle, "Jesus ouens, hoe dom is julle? Hoe blind wil julle wees? Want julle sê dat God, net God kan dit doen. Net God kan iemand laat sien wat blind gebore is. En nou sê julle hierdie man is 'n sondaar en hy's nie van God af nie. Maar hoe is dit dat ek nou kan sien? Hoekom sal God na hom luister?" Hier gee hy vir hulle 'n airtight argument dat hierdie man van God af is. Maar hulle wil nie sien nie. Hulle wil net staan op wat Moses gesê het en hulle interpretasie van wat Moses gesê het. En toe sê hulle vir hom vers 34: Jy is van jou geboorte af die ene sonde en jy wil ons staan en leer? Kan jy sien hoe arrogant is hulle? Hoe kan hierdie ou ons kom staan en leer? En hulle het hom uitgeban. Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het. En toe hy hom kry, vra hy vir hom: Glo jy in die seun van die mens? Nou in hierdie hele storie is Jesus weg. Hy maak die ou gesond en hy disappear, hy's weg. Ons hoor niks van hom nie. Maar die oomblik wat daai ou weg uit die kerk uit geskop word, die oomblik wat hy gerejected word, is Jesus daar by hom. Is dit nie die Jesus wat ons ken nie? Die Jesus wat daar is vir die mense wat af is en gebroken is en stikkend is. En hy sê vir hom: Meneer, en hy het geantwoord: Wie is dit, meneer? Sodat ek in hom kan glo. En Jesus sê vir hom: Jy sien hom. Dit is hy wat met jou praat. Die man sê toe: Ek glo, Here, en hy het hom aanbid. Toe sê Jesus: Ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op beslissing, sodat die wat nie kan sien nie, kan sien, en die wat kan sien, kan blind word. Party van die Fariseërs het hom gehoor en vir hom gesê: Ons is mos nie blind nie. En Jesus antwoord hulle: As julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie. Maar nou sê julle ons sien, daarom bly ons skuldig. Hoeveel van ons is blind vandag? Jy sien die storie wat hier so aangaan, is dit nie? Ons het soort van 'n blinde man wat blind gebore is, maar Jesus kom en hy openbaar homself van hierdie man. Hy genees hom en hy openbaar hom stelselmatig aan wie hy is. En soos hy hom stelselmatig openbaar oor wie hy is, word die Fariseërs aan die ander kant blind en blind en blind. So ons het hierdie upward and downward motion. Soos die blinde man meer sien, so word die Fariseërs meer blind en blind en blind. Nou die maklike ding vir ons om te sê is: Eish, daai Fariseërs, hulle is daarom nie 'n slegte klomp mense, is dit nie? Hulle is altyd in die moeilikheid. Maar kom ons dink 'n bietjie oor die Fariseërs. Was die Fariseërs regtig sulke slegte mense? Nee.
Die woord fariseer, as jy hom vat na sy root toe in die Grieks, beteken dit die wat holy is, die wat separated is. Paulus sê in een van sy briewe, hy sê dat ek dink is in Romeine waar hy sê that I have been separated for the gospel. Eerstens was Paulus, hy het gesê ek was separated as a Pharisee. Ek het myself opeengesit, ek het myself heilig gemaak. Dis wat sanctified beteken, om jouself op sy te sit, om jou weg te vat van ander dinge af. So die Fariseërs het gesê, ons moet onsself wegvat uit die elke daaglikse dinge, sodat ons kan fokus op die dinge van God. Sodat ons kan fokus op die dinge van die Here. Ek wil amper sê dat die Fariseërs was amper goeie adventiste gewees. Hulle het die 10 gebooie gehou. Hulle het eintlik so baie ander wette gehad wat om die 10 gebooie was. 613 ander wat soos 'n hedge om die 10 gebooie was, sodat hulle nie die 10 gebooie kon breek nie. Hoekom nie? Want hulle het geweet wat in hulle geskiedenis gestaan het. Hulle weet hoekom was hulle Babylon toe gewees? Omdat hulle nie God vertrou het nie, omdat hulle nie God geglo het nie, omdat hulle sy 10 gebooie gebreek het. So hulle het gesê, wel, ons wil nie weer terug aan Babylon toe nie. Ons wil nie weer moet gebeur wat gebeur het nie. So kom ons word nou so super legalistiek. En die Fariseërs, baie van hulle glo in hulle harte het probeer om die regte ding te doen. Net soos baie van ons adventiste die regte ding wil doen. Hulle het die skrif studeer, net soos wat ons die skrif studeer. Maar hulle het hulle self blind gemaak, want hulle het gesê, ons weet alles. Ons het die waarheid. Truth is not a possession, it's a person. Ons het van die waarheid. Maar ons kan nog altyd groei in die waarheid. Die dag wat ons sê, wel, nou weet ons alles, dan moet jy weet, daar's iets drasties fout. So die vraag is, het ons blind geword as 'n kerk? En as ek sê kerk, bedoel ek nie die organisasie nie. Ek bedoel elkeen van u vanmôre. Want is die kerk tog nie ons as mense nie? As 'n mens die skrif studeer, die kerk is nie 'n gebou nie. Die kerk is nie 'n institusie nie, die kerk is ons as mense. En ons as 'n kerk, die Adventiste kerk, ek glo is 'n profetiese beweging, is dit nie? Prophetic movement. Maar wat beteken dit? En ek glo daar's 'n paar dinge wat ons na blind toe kan wees. En ek wil graag net aan hierdie een raak in die laaste paar minute wat ek het. Die profetiese beweging. Wat beteken dit vir ons as Adventiste om die profetiese beweging te wees? Nou kom ons deconstruct hierdie idee van profetiese beweging. Eerstens kom ons kyk na die ding beweging, die woord movement, beweging, né? Ons glo dat ons is 'n movement, not a monument. Ons is nie 'n organisation nie, ons is 'n organism. Ietsie wat moet beweeg, ietsie wat moet aanhou beweeg. Ons kan nie stil staan nie. Dis wat 'n beweging is. En ek is trots om te sê dat ek dink Philadelphia is nie net 'n monument nie. Ek glo hierdie kerk is 'n kerk wat wil beweeg, wat 'n movement wil wees, wat goeders wil doen, wat wil uitreik. Die tweede ding is dat ons glo dat ons is 'n profetiese beweging. Nou profeties, daar's ons 3 dinge wat 'n profetiese beweging of wat 'n profeet is. Die eerste ding is 'n profetiese beweging spesifiek is 3 dinge. Nommer 1, 'n profetiese beweging is iets wat van geprofeteer word in die skrif. Right? Dit kan beteken dat in die skrif word daar geprofeteer dat daar gaan 'n spesifieke beweging wees. Ons weet dit is waar. Openbaring 10, Openbaring 12, Openbaring 14. Ons glo ook dat 'n profetiese beweging is nie net iemand wat geprofeteer is nie, maar dit kan dalk 'n groep mense wees wat baie gefokus is op profetiese boeke. En ons weet dat ons roots, nee, is in Daniël en Openbaring. Ons is baie gefokus op die interpretasie van die skrif en van spesifiek profesie. En dan die derde ding van 'n profetiese beweging, is dat 'n profetiese beweging is iemand wat profeteer, 'n beweging wat die profetiese werk het. Ellen White was nie die gees van profesie nie. Sy het die gees van profesie gehaat. Is julle met my? Ons is 'n profetiese beweging. Nou, wat is 'n profeet? 'n Profeet het 2 woorde of 2 werke wat hy gedoen het. Ons weet dat die eerste werk is byvoorbeeld die werk van Daniël. Daniël het profeseë gekry oor die toekoms en hy het geforesee. Hy het geprofeteer oor wat gaan gebeur, oor wat gaan kom. Maar dan is daar 'n ander werk van 'n profeet en ons lees dit in Exodus waar Moses vir God sê, maar ek kan nie praat nie. Ek kan nie gesels nie. Ek kan nie vir die mense sê nie wat ek hakkel. En hy sê vir hom, roep jou broer. Hy sal jou profeet wees. Nou die Hebreëus daarse beteken letterlik 'n mouthpiece, iemand wat wil spreek vir God.
So 'n profetiese beweging, soms dink ek dat ons het blind geword dat ons is 'n profetiese beweging as 'n kerk. Weet, ons is baie behep met die profeseë, en dit is goed, ons moet wees. En ons glo dat dis van ons geprofeteer dat ons sou kom. Nee, ons kerk, ons is so goed, die ander kerke, ons is die geprofeteerde kerk. Maar ons vergeet die belangrikste ding wat ons moet doen, is ons het 'n profetiese boodskap om uit te neem aan daardie kerk. Nou ek wil graag vir julle 'n slide opbring as dit hierso is. Hulle sê 10 kg sit hy aan op die kamera. Anyway, hierso is die wêreld in die swart. En dan het ons wat ons sal noem die invisible church. Nou die invisible church is die kerk wat ons nie van weet nie. Dis die mense wat boeddhists is en hindoes is en moslems is. Al hierdie mense wat nie weet van Christus nie. Maar tog lewe hulle tot die lig wat hulle het. Tot die meeste van die lig wat hulle het, lewe hulle tot. En Ellen White skryf dat daar soos mense wat God aanbid in die lig wat hulle het en hulle is deel van die kerk. Hulle is die invisible church. So wanneer ons eendag in die hemel gaan kom, gaan daar dalk mense wees wat nooit van Jesus gehoor het nie, maar hulle het deur die Gees wat hulle gelei het hulle geweet van God en hulle daai lig gevolg. Maar dan het ons 'n ander graaf daarso wat vir ons wys die visible church. Jesus sê self dat ek het skape in ander krale, is dit nie? Dit kan ander kerke wees, dit kan ander mense wees. Mense wat ook lewe tot op die lig wat hulle het, maar hulle is Christene. Hulle is deel van die universal kerk. Hulle praat van die visible kerk. En dan in daai kerk, in die visible church, het ons wat ons noem die prophetic movement. Ons as 'n kerk kom uit ander kerke uit, Christian Connection, Methodist, Baptist, al die goeters. Maar uit hierdie kerk, uit hierdie visible church het God ons geroep om 'n prophetic movement te wees. Nou die ding van 'n profeet was, dat 'n profeet het nie gesê, wel nou is ek die man van God nie. Nee. Hy het gegaan om na die mense van God toe gespreek. Profeet het nooit geneergesit en gesê, ek is nog cool, jy weet, God het my geroep, kyk na my, ek is die profeet, ek weet so baie, God het aan my dit geopenbaar en, nee, 'n profeet het gesê, God het vir hom gesê, jy het 'n boodskap om te gaan vertel aan my kinders, aan my mense. Is ons 'n profetiese beweging wat nog 'n profetiese boodskap het vir die mense vandag? Of het ons blind geword tot ons roeping as 'n profetiese beweging? Het ons so arrogant geword soos die Fariseërs dat ons blind geword het tot die leiding van die Gees in die skrif? Ek wou dit nie gedoen het, maar ek dink ek gaan dit doen. Kan al die mense onder 30 vir my asseblief opstaan? Al die mense onder 30. Dis letterlike 30, nie profetiese 30 nie. Ek wil hê die wat bo 30 is met rondkyk. Waar is ons kinders? Waar is ons jong mense? En baie keer kan ons sê, ja, maar dis omdat die kinders, jy weet mos hoe is die kinders, hulle wil nie dromme in die kerk hê. En die kinders, hulle luister mos nie. Kan dit wees dat ons as 'n kerk nie meer 'n boodskap het wat relevant is tot ons jong mense nie? Dat ons so gewoond is om op die skouers van Ellen White te staan en saam met daar in die 19de eeu te sit, dat ons nie in 2014 'n boodskap het vir die jong mense van vandag nie. Nou ek glo die boodskap wat ons moet preek is wat in die skrif is. En ek glo in Ellen White as 'n profeet. Maar ek glo ook dat wanneer Ellen White vandag hierso was, sou sy partykeer baie hartseer gewees het oor wat ons as 'n kerk doen. Ek praat nie eens van wat Jesus sou gedink het nie. Het ons as 'n kerk so blind geword? En dalk het ons nie. En ek dink, terwyl ek aan hierdie boodskap gedink het ek gedink aan hierdie kerk, Philadelphia, terwyl ek hier gedink het aan die preek en in die kerk en al hierdie dinge, dink ek hier is 'n paar individue in hierdie kerk wat 'n visie het, wat wil uitreik, wat dinge wil doen, wat 'n profetiese stem wil preek tot hierdie generasie, wat wil sê ons bly nie meer in 19de eeu Amerika nie, ons bly in Suid-Afrika in 2014. Ons het 'n boodskap om uit te neem vir ons jong mense vandag. Ons kan nie net sit en wag nie. Ons moet ietsie doen. Ons moet relevant bly. Ons moet vir hulle gee wat hulle nodig het, Jesus. Ons het nie gimmicks nodig nie, dis nie wat ek sê nie. Ek sê ons het Jesus nodig. 'n relevante gepreek en expounding van wie Jesus is. Interessant genoeg,
Johannes in hoofstuk 1 sê hy dat of in die laaste hoofstuk Johannes 21 waar hy praat van hierdie is die disipel wat Jesus liefgehad het, sê hy dat ek is die disipel wat op Jesus se bors gelê het, né? Die laaste hoofstuk. Hierdie is die disipel wat van dit praat wat op Jesus se bors gelê het wat van hom gevra het wie gaan jou verraai. Dan interessant genoeg in die eerste hoofstuk sê hy dat Jesus is die openbaring van God was die een wat so naby aan sy bors was. Nou interessant genoeg, in die Grieks is daai woord in die bors of op sy bors of naby hom aan sy sy, word net 2 keer in die Bybel gebruik. Hy word 1 keer gebruik waar Johannes sê, die eerste keer waar Johannes sê, dat Jesus is so naby aan Jesus se sy, dis hoekom hy die perfecte openbaring is. Maar dan sê Johannes, net soos wat Jesus die perfecte openbaring van die Vader is, so is ek die perfecte openbaring van wie Jesus is. Dis wat hy sê in die laaste hoofstuk. Dis so naby aan sy sy was. Kan jy vandag sê dat hierdie kerk, jy as 'n individu, jy is die perfekte openbaring van wie Jesus is aan hierdie mense vandag? Is dit nie die werk van ons as 'n profetiese beweging nie? Is dit nie die werk wat ons moet doen, die Openbaring hoofstuk 14 vers 6 wat praat van die 3 engele boodskap? Is dit nie wat dit sê nie? Dit sê dat ons moet preek van hierdie ewige evangelie. 'n Evangelie wat nie verander het nie, 'n evangelie dat God is, die skepper God, die liefdevolle God, dat hy nie verander het nie. Maar soms het ons so besig geword met allerlei ander rubbish, dat ons vergeet van wat werklik belangrik is. En dan is ons soos fariseërs wat sê, maar ons is nie blind nie, ons het dan Ellen White, ons het die Bybel, ons het hierdie mooi kerk. Ek wil graag vir julle 'n foto wys. 1903, as hy gaan opkom, 1903, ek dink die ou se naam is William Hunt, ek het dit neergeskryf, ek is 'n bietjie vir Stefan 'n stres gegee, want ek het my preek verloor, so halfpad is in die kar en hierso, en ek het daai bladsy ook nou verloor, maar hierso is 'n ou, William Hunt, hy was in 1903 in 'n tronk gewees, en die interessante storie van hierdie is, nou julle kan almal die fotootjie mooi sien, nee, julle kan dit mooi sien, nou kan julle vir my sê, wat is die verskil tussen foto A en foto B? Dis ouderdom, nee, ouderdom is redelik dieselfde. Die vingerafdruk, né? Die vingerafdruk. Nou interessant genoeg, hier is nie dieselfde ou nie. Hier is 2 verskillende mense, maar hulle albei dieselfde naam. En hulle albei van hulle was in dieselfde tronk gewees. Nou die een was in die tronk gewees, né? Hy was in die tronk gewees en toe kom die volgende ou en hulle sê maar wag 'n bietjie, ons het nie die ou voorheen gesien nie. En hulle boek hom toe in en hulle kom toe agter my dieselfde naam. Nee, wat gaan nie aan? En hulle kom toe agter, maar wag 'n bietjie, dis nie dieselfde ou nie, dis 2 verskillende ouens, op 2 verskillende dinge hoekom hulle in die tronk is, maar hulle lyk baie dieselfde, en hulle het dieselfde naam. En dis hoekom ons vandag vingerafdrukke vat, wanneer mense tronk toe gaan, dit is een van die hoofredes. Nou partykeer dink ek, ons kerk is soos hierdie ou. It's a case of a mistaken identity. Ons dink ons is die profetiese beweging. Ons kom na hierdie kerk toe elke Sabbat, ons is adventiste. Ons sit hier so, ons sing die liedjies. Ons luister na die Sabbatskool. Ons sit en luister na die preek. Ek was selfs 'n baanbreker, hoofrigter. Ek kyk so nou en dan na Doug Batchelor en David Ashwick. Net omdat jy lyk soos een, beteken nie jy is die ander een nie. As jy nie doen wat die profetiese beweging doen nie, dan is jy nie deel van die profetiese beweging nie. As jy na 'n kerk toe kom, beteken nie jy is deel van die kerk nie. Hoeveel van julle vandag is werklik deel van hierdie profetiese beweging? Wanneer die Bybel praat van daar gaan 'n remnant wees, wanneer hy sê daar gaan 'n remnant wees, sê dit nie daar gaan 'n remnant organisasie wees nie, dit sê daar gaan 'n remnant people wees. Dit is vandag ons keuse of ons wil deel wees van daai mense. Want Jesus gaan nie eendag daar so staan met die Philadelphia se membership list en sê, okay, wag 'n bietjie, okay, jy was daar so gewees en jy 10de betaal, ek's bly, gaan maar in nie. Nee. Hy sê, ek weet wie jy is. Ek ken jou. Jy het van my geprofeteer, jy het van my gepraat. Mense kon gesien, jy het uitgegaan en jy het vertel. Jy het nie net die banke warm gehou nie. Hierdie boodskap is baie naby aan my hart, vir 2 redes. Die eerste rede, is wanneer ek in die kerk kyk, is daar baie van die mense wat my ouderdom is nie meer in die kerk nie.
En ek wonder hoekom. En ek dink te myself, hoekom is dit so? Hoekom wil hulle nie meer kerk toe kom nie? En wanneer ek met hulle gesels, dan kom ek agter maar hulle het goeie redes hoekom hulle nie meer in die kerk wil wees nie. Die kerk is nie relevant vir hulle nie. Dit sê nie die boodskap is nie relevant vir hulle nie. Ek sê die manier hoe ons kerk soms ons dinge doen, is nie relevant tot hulle nie. En die tweede rede, hoekom dit vir my naby aan my hart is die mense wat in die kerk is, my ouderdom. Wanneer ek met hulle gepraat, is daar 'n groot meerderheid wat vir my sê, jy weet, wanneer ek kerk toe kom, ontmoet ek nie die Here nie. Maar ek gaan om te dien, want dis al wat ek kan doen. En dan breek dit my hart, wanneer ek weet dat ons het so 'n pragtige boodskap. Ons het so 'n pragtige boodskap wat ons aan hierdie mense kan bring. Maar ons worry nog of ons moet vleis eet of nie moet vleis eet nie. Ons worry nog oor al hierdie dinge wat ons nie eens meer oor hoef te worry nie. Want ons nie meer so hoef meer te praat nie. Ons moet verder beweeg, maar elke Sabbat preek ons oor dieselfde goeders wat ons vir al 20, 30 jaar oor preek. Ons moet dieper in ons geloof gaan. Ons moet verder beweeg met die hulp van die Heilige Gees. As u vanoggend sê, ek wil graag verder beweeg, wil ek vra dat u sal sê, dat u sal opstaan en sê, ek wil volgens die skrif en volgens die Gees gelei word in dieper waarheid. Ek wil dat u bevestig moet maak en sê, Here, hier is ek. Ek wil deel wees van hierdie profetiese beweging. So ek gaan nie vra om nou op te staan as dit u goed dink. En dan wil ek graag vir u bid. Hemelse Vader, ons kom vandag as u kinders. En eerstens moet ons om vergifnis vra dat ons soms die waarheid wat ons het nie reg behandel het nie. Dat ons soms R1000 in ons sak het en ons worry oor 2 sent op die grond. Here, en ons kom en ons vra dat u ons sal vergewe vir dit, maar ek vra ook, Here, dat u ons verder sal lei. Dat die Heilige Gees in ons sal wees, Vader, dat die Heilige Gees vir ons verder sal lei in die waarheid, dat ons meer van u sal sien, Vader, dat ons relevant sal word tot hierdie gemeenskap waar ons vandag in onsself bevind. Here, dat ons relevant sal wees tot die mense hierso. Relevant sal wees tot die jong mense, die ou mense, maak nie saak wie dit is nie. Dat ons nie soos die Fariseërs sal wees en die hele tyd probeer om ons eie saligheid te bewerk nie, Vader, maar dat ons sal uitgaan en alle mense sal vertel van u. Ons is soms so selfbehep met ons eie saligheid, dat ons vergeet ons saligheid kom van u af. Here, ek vra dat u ons sal lei in waarheid. Ek vra dat u ons sal lei in die skrif. Vader, dat ons wortels sal dieper en dieper en dieper gaan elke dag soos ons die skrif studeer. Lei ons, Vader. Ons weet dat u het ons geroep. Wat 'n groot voorreg is dit nie vir ons om geroep te wees om te preek tot hierdie generasie nie. Daar is geen ander generasie wat kan preek tot hierdie generasie nie, behalwe ons. Mag ons lewe tot die lig wat ons het en verder beweeg in daardie lig. Is my gebed in u naam. Amen.